Vader, dankie vir die oggend, net vir u groot genade, dankie vir u liefde. Dankie Heilige Gees dat ons net neerlê, gees, siel en liggaam. En ons pleit die bloed van Yeshua oor ons. En ons bid vir gees van wysheid, kennis en insig om ons te lei vanoggend. Deur die bloed van die lam, vir u goedheid, guns en vir u genade, seël hierdie oggend af elke woord van ons. En ons prys die naam van Jesus Christus. Thank you Lord. Amen. Amen. Dis gereim. Okay, so voor ek iets begin neersit, wil ek eers net so 'n introduction gee, net weer van 'n altaar en wat gebeur op 'n altaar. Ons het dit tyd terug gedoen, maar ek dink ons gaan op dit binnekort net weer die altaar oopbreek. Want ek het 'n hele studie van 'n altaar. En partykeer is dit net goed om jou so elke paar maande net 'n refresh met alles wat daar staan en wat 'n altaar is. En hoe sacred, hoe heilig eintlik 'n altaar is. En die eerste een wat jy is jou hart self. So jou hart is 'n altaar. Ja, so jy het 'n individu, want jy is die body of Christ. Jy is die liggaam. In jou liggaam is die tempel. So in die tempel het hy 'n altaar gesit. En sy Shekinah glory brand in ons, soos wat hy in die tabernakel gebrand het. Maar wanneer ons by mekaar kom, dan is daar 'n corporate altaar wat plaasvind. So hierdie is 'n altaar. Hierdie tafel is 'n altaar. Dit klink, maar nou gaan ons uit en ander ouens kom in en hulle kom drink koffie en ander ouens doen ander goed. Maar wanneer jy 'n altaar set apart en jy doen net gebed daarop, dan gebeur daar iets. So die hoogste vorm van, ek wil amper sê, die hoogste van die hoogste vorms wat jy kan doen is om jou liggaam te gee op 'n altaar. So daar's trading. So kom ons kyk net, ek wil net vinnig hierdie aanraak. 'n Altaar is soos ons het dit gedoen, is 'n spiritual landing strip. As jy kyk Heathrow lig, kom ons kyk Bram Fischer lughawe. Ons gaan nou nie 747s kry wat hier inkom of Tempe. Tempe is kleiner. Hier kry jy klein vliegtuie, Cessna's en ligte vliegtuie en helikopters en goed wat op en af gaan. So daai vliegtuie het 'n designated place waar hulle moet gaan land. En dis Tempe. Hulle het die koördinaat en daai koördinaat vat hulle land daar. So hulle kom nie hierso in Beinsvlei hier op Abrahamskraal besluit hulle nee, ons gaan nou vanoggend sommer hier land. Dit lyk lekker hierdie kant en hier's 'n landing strip. So en dan altare wissel ook dieselfde as lughawens. Arrival and departures. Hoe groot is 'n altaar? Tempe is kleiner as Boeings gaan land hier op Tempe nie, maar hulle land op Bram Fischer. En dan 747s is vir OR Tambo, Heathrow, Kennedy en al daai internationals. So ek onthou jare terug toe was ons in Europa, toe sê hulle elke 20 sekondes in Heathrow land en styg daarop. Dit was die space time gewees, om te dink hoe groot is hy. So dan het ons die 12 gates in die wêreld. Ek sal vir julle 'n foto wys, want jy die 12 gates. Jerusalem is die international gate van die universe. Alles kom daar by mekaar. Hy's die center, hy sê dit ook vir ons in Esegiel 5:5. So dis die hoof landing space, want dis waar Jesus opgegaan het, en dis waar hy terugkom. Hy kom nie op 'n ander plek, kom hy sy voete neersit nie, op die Olyfberg is waar die landing strip is. En dan het ons in die wêreld 12 gates, wat uitgaan van die van Jerusalem af. Dan vat jy 360 grade, elke 30 grade deel jy hom op, en dan kyk jy, elke gate het 'n naam. Dan sien jy die gates van die tempel van Jerusalem af, waar elke gate uitgaan. Party is die Damascus gate, dan noem hulle daai Damascus gate.
So hulle trek 'n koördinaat Damascus Gate 30 grade en dan sien hulle waar uitkom. So Suid-Afrika se gate is die Bethlehem Gate. Dis van daar af van Jerusalem af, as jy 'n lyn trek deur die stad of die Bethlehem waar Jesus gebore is en jy hardloop met hom reguit aan, dan kom jy in Afrika uit en ons is in die Bethlehem Gate. So in die Bethlehem Gate het ons House of Bread genoem sonder dat ons niks van hierdie niks geken het nie. In 2010, 2011. So toe kom ons agter lank daarna, maar House of Bread is Bethlehem en ons is in die Bethlehem Gate. So dan elke stad het 'n geregtelike hoofstad, judicial capital. En dis die headquarters. Wat jy kan land en gaan. So alles moet by die judicial headquarters. Dis hoekom Bloemfontein so 'n belangrike plek was. En in die geestelike realm met die ANC dit opgetel, hulle headquarters, hulle het hier begin stig. Die nasionale party deur die Freemasons het hier begin stig, nee. It's time, dis hoekom Bloemfontein so 'n belangrike plek is in landing. So, en dat die gebede wat hier uitgaan, bepaal wat in die gebede wat ek sê nie die ander gebede is nie belangrik nie, hulle line op, maar die gebede wat uit Bloemfontein uitgaan, is belangrik vir Suid-Afrika en vir Afrika. Okay, so in dit, het ons, ek gaan nou vir julle iets neersit oor 'n altaar, gaan ek vir julle 2 skrifte gee om vir julle te wys hoe belangrik is dit. So, in dit het ons nou vir 10, 12, 14 jaar op die altaar gebid. Daar is al verskillende goed wat gebeur op 'n altaar. Emosies wat gebeur. Nou, emosies is baie belangrik. As jy dink na Hannah wat uitgeroep het vir is Samuel, hoe was haar kraai gewees? Eli het haar nie gehoor nie, hy het haar gesien, haar lippe beweeg en toe dink hy sy's dronk, sy's onder die invloed, nee. Maar dit was 'n saai, hulle noem dit 'n saai, wat is 'n saai is eintlik 'n kreun, hier van binne af. So sonder om met woorde te gebruik kan jy saai en hierdie gekreun van jou lyn op met jou DNA en wat in jou body aangaan, want as jy praat so en jy hou jou stembande vas, dan voel jy die vibrasie en daar's water op jou liggaam en alles gebeur uit jou DNA uit, so daai silent prayers ook en dan kry jy om joyful te wees in 'n plek. So jy kan joyful wees en jy kan so die oomblik as jy in gebed ingaan, moet ons weet, dis baie belangrik om nie net one tone te wees nie. Daar moet instrumente wees, daar moet 'n voice wees, daar moet sound wees, sound release wees. Alles is deel van wat gebeur, want dis hoe Dawid hulle gedoen het toe hulle the Tabernacle of David gehad, the day and night het hulle, kyk hoe Dawid gedoen. Net om te dans is 'n expression wat baie groot deurbraak maak. Joyful, 'n emosie wat jy het, verander omstandighede om jou. So die volgende een is, as jy met trane kom, so as jy trane bring, ek onthou dieselfde wat ek al gesê het, toe Karel Du Plessis hierna toe gekom het, met sy diagnose wat hy gekry het, oor sy longe en oor sy brein, en ons het hom net vir hom gebel en gesê, kom hierna toe, hy het vir 2 ure gehuil, op die altaar, 2 ure, maandag toe hy by die dokters kom, toe sê hulle, skoon. Toe sy eers die longe en daarna was die brein. En ek is gereeld in kontak met hom en goed so. Okay, dan kyk bietjie daarso, dan het ek 'n skrif oor 'n altaar. Nou wil ek vir julle die skrif en dan die vervulling daarvan gee. Baie min gemeentes verstaan of min denominasies verstaan wat 'n altaar is. Die eerste ding wat hulle dink is Ou Testament. So dis die enigste, maar het julle al baie by die gemeentes of gehoor, dan sê hulle ons doen 'n altaarkol. So dit
klisee geraak sonder dat jy weet wat beteken dit. En dan 'n altaar moet purified wees, hy moet skoon gehou word. Hoe meer mense worship en hoe meer mense betrokke is in intersessie en hoe meer mense is, hoe meer kanse is daar dat hy defiled kan word, 'n altaar. So, Gister het ek 'n teaching geluister van op die slaapkamer. Ja. 'n man en 'n vrou. Die bed is 'n altaar. dis dieselfde, 'n huweliksaltaar. Ja. 'n aandete met jou gesin om 'n tafel is 'n familiealtaar. So daar's verskillende vorm. Ja, dis hoe jy altaar doen. Jy verstaan, dis 'n trading place waar jy, en as jy dit elke dag doen, dan raak hy meer set apart. So ek gaan nou vir julle wys hoekom ek so sê, wat is die krag van 'n altaar? 1 Kings 13 sê, and behold, there came a man of God out of Judah by the word of the Lord unto Bethel. Nou ons weet Jerobeam het noorde toe getrek en toe gaan bou hulle 'n goue kalf in Bethel waar Dawid 'n sent en descent het. So hoekom het hy daar gaan bou? Want dit was 'n landing strip. Toe Dawid 'n encounter gehad het met engele, met God het hy daar gehad het hy gesê, this place shall be called the house of God, Bethel. Alright, so dis waar die woord ook Betuli vandaan kom, Bethel. Ja. By the word of the Lord unto Bethel, and Jeroboam, hy is die koning wat opgegaan het, en hy wou nie gehad het hierdie noordelike koning, die noordelike stamme moet Jerusalem toe gaan om die feeste te gaan hou nie. Toe bou hy 'n altaar en hy begin sy eie feeste te hou. En net die Lewiete mag op die altaar gedien het, want hulle was die enigste priesters. Toe begin die koning somme en hy begin offer te bring. Hy bou 'n goue kalf, want dit is wat in sy DNA sit, wat hy in Egipte gekry het, en hy kom bou weer 'n goue kalf hier generasies daarna. Kom ek vra, hoekom bou hulle altyd 'n kalf? Wat is so moeilik af met kalf? Ek gaan vir jou presies sê, maar as ek net so kan terugkom, kalf is een van die, kalf, kom ons gaan terug. Jy kry in die konstellasies, kry jy Taurus, die boel. Alright, jy kry, daar's 'n verskil tussen astronomy en astrology. So in astronomy noem ons dit the Mazzaroth. So in astrology, sterrevoorspel noem hulle dit die zodiac. Maar is nie, dit wat daar gebeur is nie dood nie, want net om vir julle te sê, die boel, Taurus, is wat God gesê het, you cannot serve two masters. You cannot serve Mammon, and you cannot serve me. So as jy voor New York kom, die stock exchange, wie het al daai bil gesien? Alright, dankie. So die bull is there for prosperity. Dis die eerste ding waarna hulle belang stel. So hulle offer aan Mammon op hierdie altaar. Ja, dis Mammon. Alright. So die eerste ding wat hy doen, hy gaan sit daai altaar op. Okay, so wat gebeur is, nou is daai altaar in Bethel, nou kom hier 'n man van God aangeloop, and he stood by Bethel, and Jeroboam stood by the altar to burn incense. Jy sien die koning bring nou offerandes. Nou kom hierdie man en hy sê, and he cried out against the altar in the word of the Lord, and he said, O altar, thus saith the Lord. Kyk, hy praat met die altaar. Thus saith the Lord, behold, a child shall be born unto the house of David, Josiah by name, and upon thee shall the offer of the priests of the high places that burn incense upon thee, and the men's bones shall be burned upon thee. So hy kom en hy bring 'n profetiese woord. Hy sê, hierdie priesters mense wat offers bring, hulle bene gaan brand op hierdie altaar. Daar gaan
judgment kom op hierdie altaar. Nou, van daai plek af, 2 Konings 23, 300, min of meer, 320, 2 Kings 23, min of meer 320 jaar later. Nou dink ons die altaar is stil. 23, verse 20. Hierdie is nou 300 jaar later. Hy sê Josiah gaan gebore word. Ons kyk gou. Vers 19, and all the houses, also the high places that were in the cities of Samaria, which the kings of Israel had made to provoke the Lord in anger, Josiah took away and did to them according to all the acts that he had done in Bethel. And he slew all the and he slew all the priests. Onthou wat hy 320 jaar terug geprofeteer, by name Josiah. Hier kom 'n koning, hy word gebore, Josiah. Hy was 8 jaar oud toe hy koning word. Nou kinders van 8 jaar vandag is op PlayStations en op FaceTime. Hierdie een is 'n koning. En hy nou wanneer begin maturity? Ons moet besluit wanneer begin maturity. Nee, as jy ouderdom in dit nie, die gees is daar om jou vaardig te maak. He slew all the priests in the high places that were upon the altars and burned men's bones upon them and returned to Jerusalem. And the king commanded all the people and saying, keep the Passover unto the Lord your God, as it is written in the book of the covenant. So hier kan ons sien, hier kom hy altaar, so 'n altaar, net om terug te kom. Jy weet, daar's 'n tyd wat Jesus in Jerusalem ingery. Toe skree die multitudes uit, Hosanna, Hosanna. En wat sê die Fariseërs? Hulle moet stil bly. En Jesus kom en hy sê die volgende: if they keep silent, even the stones shall cry out. Nou waarmee bou hulle 'n altaar gewoonlik? Hulle vat stene, klip en dan sit hulle dit op. So iets wat ek geleer het, en dis hoekom ek daai klippe en stene daar kom sit het. En ek het ewen stene op die altaar gaan sit wat uit Masada uitkom, sodat daai kraai en uit Auschwitz, jy weet mos daar wat daai wat die slaughter was, 2 miljoen Jode het gesterf by die oonde en die goed. Ons sou net Engeland toe gaan het, en die Heilige Gees sê vir my, Auschwitz, en toe gaan ons in die middel van die winter, om te voel hoe voel het daar, ek en my seuns, en daar waar die Jode, daai persecution deurgegaan het. En dan stap jy daar, as jy by Auschwitz ingaan, dan staan jy op daar waar die trein stop, en daar is klippe wat daar lê, waar die trein nou gestop het, maar hulle sit ons altyd hierdie klippe wat daar wat noem hulle dit? Ballaststeen. Ballaststeen. Okay, Chris ken hulle. So daai ballaststene het 'n sound ontvang van die saai en van die gekreun van 2 miljoen mense, 2 miljoen Jode wat daar ingery gekom het om deur persecution te gaan en na die oonde toe te gaan. Toe het ek een van daai klippe opgetel, saamgebring, en ek het hom op die altaar gaan sit. Dat daai klip, as ons nie uitroep nie, sal die klip uitroep. En op die altaar is daar 2 skale, wat ook beteken, the Lord is our judge. Hy sal die oordeel uitroep daar. So Vrydagoggend toe ons op die altaar is, en daar's min manne, en ons bid net en goed, toe, dis net soos woorde wat oor my lippe op daai oomblik net gevloei het, en wat gesê het, die altaar kort nog trane. Ek het net gesê, this altar needs more tears. Daar's ouens wat daar gelê het, partykeer, Chris weet, dan sê het,
6 maande daar gelê. En toe word hy gediagnoseer en toe sy oorlede. Onthou julle vir ons wat by die wyn was. Hy het hiernatoe gekom, trabbel, klomp goed en toe sê ek vir hom, alright, vergeet van alles om jou mense, werk, alles, al wat jy doen, jy hoef nie meer te werk, gaan sit net en gaan lê net op die altaar. En hy het elke dag 6-8 ure het hy net daar gaan lê. En ek sê net vir Suid-Afrika het die altaar nog trane nodig. Dit was Vrydag. Maandagoggend. Chris, jy daai video maar ons kan hom op die skerm sit nie. Maar, hoe sê jy? As ons moet, kan ons kyk of ons hom kry. Maar in elk geval, maandagoggend. Ons is besig met 'n bid, ons hoor net, dis amper soos 'n gejuig, maar dit is amper soos 'n vuurpyl. Hier kom 'n man verby, op die altaar, maar ek herken hom, al wat hy sê, en hy was in die vorige, sy naam is Izaan, hy was vir die vorige paar jaar was hy hier, elke keer as hy hier kom, kan jy sien, hierdie ou is nog steeds op dwelms, of hy's nog steeds op iets, en hy's net nooit, dan sy in, dan sy uit, en dan vra hy vir geld, dan sy daar, maandagoggend, eerste ding, hy's altaar toe, die oomblik toe hy val, toe is dit trane, toe begin hy net te ween op die altaar, en ons neem dit af, ons sit daardie tyd met hom, hy is so nigter en so by soos wat ons hier is. Nou ons is nou besig met hom 'n pad te loop, laat ons kyk. Dinsdagoggend, toe is ons daar. Ons kyk so, maar hier sit 'n vrou, 5 uur die oggend, hier sit 'n vrou hier agter. Terwyl ons bid en ons roep uit vir trane en ons roep net uit vir siele. Nee, ons het nie gesê trane, net gesê sy roep uit vir siele, maar terwyl ons bid, hier gaan sy vorentoe. En Barend was hier gewees. En sy begin net daar op die altaar, gisteroggend. En dis 'n double confirmation. Is een ou gekom wat en hy het kom huil. Sy was in Lesotho, sy was deel van die SOE School of Evangelists van Reinhard Bonkie toe hulle verlede jaar hier was. Sy was in Lesotho vir 'n outreach. Dit sou 3 dae gewees het, tussen 3 weke wat sy daar's. Op pad Pretoria toe. In die oggend besluit sy net, sy het 'n begeerte om op die altaar te kom. En sy was daai tyd saam met hulle hier, 5 uur die oggend toe stap sy in. 2 dae na dit. So wat ek net probeer sê, daar is 'n plek, en dit, al wat ek sê, God is getrou. Ouens stap weg, ons kry manne wat wegstap en sê, maar julle bid al 7 jaar en daar gebeur iets nie. Daar gebeur iets nie. Ek sê maar, weet jy wat, hierdie altaar is nie McDonald's nie. It's not a drive-through. Ek dink nou is Daniel dieselfde mentaliteit gehad het, nee, ons is 10 jaar op die altaar, meer as 10 jaar. Daniel was 70 jaar. Nou, en dan weet hy, maar hy ken die woord van God. Hy sê 70 jaar gaan julle in captivity wees en dan terug, hy kon tel. Maar party manne wil inkom en dan wil hulle iets sien. God werk nie so nie. Ons kyk nie na wanneer iets gebeur nie, ons kyk net na hom. Hy sal dit in sy tyd laat gebeur. I think it's Isaiah 40:31, those who wait on the Lord, ja, en dan, ja, Isaiah 40. Nie dadelik nie. Nee, wait upon, nou dis die terry, dis wanneer jy ingaan, en terugkom, ons weet, julle kan iets sê as jy 24:29. Terry, until power come upon you from on high. Ek onthou jare lank terug toe ons by Gerrit in Jerusalem was, het hy altyd gesê, God created in 6 days, and on the 7th day he rested, and then it was finished. So hy sê, jy bid oor 'n saak, dan gaan rus jy oor die saak, en dan kom dit in vervulling. So baie keer waar ons wil nie die rus gedeelte, ons wil nie gaan wag nie. Maar ons het die woorde maak van God bekend wat jy soek. Ja, Belangrik. ja, dis baie belangrik.
die maak bekend kan met woorde wees en dit kan selfs sonder woorde wees. Dit kan met smekinge wees diep binne in jou. God ken jou stem, nie net met daar praat jy nou iets nie. Hy ken jou stem deur jou emosies wat in lyn moet kom met die troonkamer van God. So jou emosies is jou gebed, is jou diepste gebed. Ek het mos vir julle al die een oor die Kidney en die Reins, onthou julle hom? Het ek vir julle al daai gegee, moet ek kom ek gee. Psalm 16, verse 7. I will bless the Lord who has given me counsel. I will bless the Lord who has given me counsel. My reins also instructed me in the night season. Psalm 26. Jou diepste, jou seat of emotions, jou diepste seat of emotions. Ek gaan nou vir julle openbaring gee wat die Heilige Gees my. Jou deepest seat of emotions lê nie in jou hart nie, dit lê in jou niere, in jou reins. Hy is jou diepste memory. Even vanoggend daai Pieter, terwyl ons bid vanoggend, bid lank in taal en die Heilige Gees bring 'n woord op. Begin repent in jou eternity past. Okay. Ja, ek het gehoor hier. Ja, begin repent in jou eternity past. Toe jy in spirit was, in gees. As jy rebellious was in gees voordat jy gebore is, moet jy repent in daai in. Dis jou diepste plek waar jy kan gaan afsny. Waar die vyand, as jy saam met hom gerebelleer het, ek sê nie dit is so nie, ek sê indien hy saam met jou gerebelleer het, as jy dit nie gedoen het, jy niks met te verloor nie, maar jy het in elk geval repent daaroor. As jy dit gedoen het, gerebelleer het saam met Lucifer, maar jy is nie uitgestuur, jy was nie 'n gevalle engel nie, jy was net 'n gees. En God het ons aarde toe gestuur om hom aan te neem. Dan kan ons gaan repent in eternity past, dat hy nie 'n accusation teen jou het in jou eternity past om te sê, ek onthou jy het saam met my gerebelleer. So ons moet al daai lyne moet ons gaan afsny om seker te maak. Ons staan voor hom en daar's geen, onthou hy's 'n legalist. Ja. Dis wat hy doen, dis 'n staatsanklaer se werk. Hy moet die law beter ken as die advokaat, want hy moet die ou skuldig bevind. So nou sê Psalm 26:2, Examine me, O Lord, prove me, try my reins and my heart. En ek vra eendag vir my vrou, want sy het lank by die niereenheid gewerk met dialysis en goed. Toe voor ons getroud was en jou niere is daar vir uitskeiding. Dis hoekom ek gesê het, in die oggend is jou eerste urine wat jy vrylaat, lyk anderste as jy al deur die dag 2 of 3 bottels water gedrink het. Want hulle gaan slaap in die aand nie, jy skakel nie, ligskakelaar. Ok, ek sit gou hierdie en hierdie af, ons gaan 'n bietjie rus. Maar Jesus, ek het vergeet om aan te sit. Hulle gaan aan. Hulle werk in die agtergrond. Ja, ek sê dis amazing hoe dit werk. Ek het vanoggend nou deel ons daar met Pieter. Ek sê ons tarry daar. Jy rus, maar jy slaap nie. By jou huis slaap jy diep, maar hier is jy daar. Maar jy is nie die hele tyd bewus nie. Nou is jy daar. En die oomblik as jy deur oopskuif, nou ons raak so, as jy deur oopskuif, sekere tyd van die aand, dan sê die Heilige Gees vir my, okay, dis Bouwer help wat nou ingestap het. Ja. Dan kyk jy om, dan is dit Bouwer wat instap. So ons moet jy moet jou gees toets. Wie is dit? Is daai deur oopmaak hier op 'n woensdagoggend? Dan sê ek, okay, dis nou Graham wat hier instap. So moet jy weet. Ons moet heeltyd toets. Laat ons so in die gees raak. Laat jou gees met jou fisiese gewaarwording oortref, moet sterker wees as dit.
dis soos die huis wat jy indien. Wanneer 'n prophet Ja. preek, baie keer het ek dieselfde teaching Ja, net die Ja. vorige dag Ja. mee gewerk. ja, Jy's ja. in eenheid. Want wat gebeur? Julle is op die altaar by Divine. As daai altaar pure is, dan gaan julle die frekwensie optel Ja. van hom in die hart daar, want julle is saam met hom daar. As hy iets teach en juis in lyn met die gees, dan hoor jy dit. Yes. En jy het dit die vorige dag gehoor. OK, nou, as jy die volgende doen, as jy jou gemeente gebruik as 'n auditorium, so vir Afrikaans is groot en vir hier's klassieke konserte en goed. Hier's gemeentes in Bloemfontein wat dit doen. Hulle verhuur hulle goed uit. Ek was 2 weke terug by 'n bazaar gewees. Die gin bar en die bazaar in die altaar, nee, is 20 meter van mekaar af. Dit weet hulle gesondag as hulle laaibaar. Wel, kom ek sê vir jou die eerste plek, dit laat my dink aan hierdie altaar wat uitroep. So hoe kan jy in lyn kom as jy 'n altaar in 'n kerk net sien, sommer dis net die gebou. Dit is nie die gebou, maar die gebou se kraai is 'n lewende organisme. En dis jou siel en jou hart en alles wat daar, jou emosies wat daar lê. Dis hoekom as manne nie uitroep vir siele nie, dan gaan God 'n vrou stuur 5:00 die oggend en sê daar's nie manne wat uitroep nie. Ek stuur 'n vrouens in om te begin uitroep vir siele of om te kom huil op die altaar. How do you think that affects Yeah. the future of a chapel? I mean, if you consider Europe with all those beautiful cathedrals and stuff, Yeah. and they all take photos of it, but it's not about the cathedral, but do you think things have happened there previously? Ek glo alles wat daar gebeur is second heaven. Alles is tweede hemel. Principalities, powers, daar's in die Vatican is daar's vloere, daar's tot 6 verdiepings onder die Vatican. Ek weet nie of julle geweet het nie. Jy kan afgaan. 6 verdiepings. Daar's sacrifices, kinders gesacrifice, klomp goed onder die Vatican. Klomp goed wat daar gebeur. Dinge se daar gebeur. Daar's 'n video wat is amazing. Ek gaan vir julle kan uitstuur. Henry Grover. Ek het hom gekyk. Hy was 'n walking nou as ek vir julle sê Billy Graham, weet almal wie hy is. Ja. As ek vir julle sê Henry Grover, dan weet men wie hy is. Ja. Nou, Hy's 'n mover. so hy het, ek dink hy het 54 jaar, was hy 'n walking prayer warrior, en hy het meer as 100 nasies in die wêreld geloop. Dan gaan hy in, dan gaan loop hy, dan gaan hy in. Op 'n stadium, nou, ek moet net vir julle deel hoe in lyn was hulle het prayer warriors gehad op verskillende stede wat hulle die commandos genoem het, die strike force. En hy kon sien in die gees. En in 'n oggend, toe word hy afgevat in die Vatican in die gees. En toe hy in die Vatican is, toe is 2 van sy commandos agter hom, en toe hulle onder is, toe sit daar, hy sê, 'n principality met lang vlerke. Nou gewoonlik is, baie van hulle het nie vlerke nie. Dis wat Barend sê, van die engele en die goed. Sê, 90% van hulle nie. Hy sê, maar daar sit 'n massiewe fallen angel, sit daar. En die volgende, ek stuur vir julle, gaan kyk julle daai klip. Die fallen angel draai om, en hy sê vir hom, what are you doing here? Maar hy sê met die stem wat hy praat, toe, in 'n oomblik toe sal kom haar vrees in hom in sê hy. En die oomblik toe vreesing kom, toe sê hy, in the name of Jesus. En toe, in die oomblik toe hy sê, I bind you in the name of Jesus. Toe hoor hy net, toe gaan daar kettings om haar engel, en hy word vasgevang. En die Heilige Gees sê vir hom, die assignment van die apostolic, dit was in 92, wat altyd vasgevang was, I give you that book and that assignment to be released today. Toe gaan haal hy hom uit die Vatican.
Nou, iemand wat 50 jaar loop, wat altare en gebed verstaan, sal nie hierdie goed net uitdink nie. Dis amazing om sy testimonies te kyk in plekke. So ek gaan dit vir julle aanstuur. Daar's 'n plek wat hy ingegaan het daar in Siberië amper, in 'n hospitaal. En die Kobus sal nou hierdie graag wil hoor. Hy stap in 'n hospitaal en luister nê. Daar's soveel mense daar in die ICU's in die hospitaal en siek. Dit lyk soos nasionale hospitaal op steroids. Mense is besig om dood te gaan daar. En hy begin daarso. En elkeen begin hy hulle in die naam van Jesus begin hy lewe spreek. In 24 uur is al daai sale leeg. Empty. Geen sieke nie. Hy gaan na sy kamer toe en in 'n oomblik kom al dis wat hy kom op sy liggaam. En hy begin in koors ingaan vir die volgende 24 alleen 'n hotelkamer iewers daar in Siberië weg. Vir die volgende 24 uur sê hy het gevoel hy gaan sterf, want jy sien al daai siektes en al daai goed wat hy daar het op hom gekom. Ja, en hy daar gaan lê en hy moes daai goed gaan veg het en in sy liggaam kom en hy's daar uit. Kan ek iets getuig? Ja. Ek het in Hartswater het ons gaan bedien. Prophet was daar soos by een van sy manne wat in sy kerk was, ons het toe daar gaan bedien. En toe gaan ek na die hospitaal toe en die pastoor het saam my gegaan en van sy mense. En ek het begin en ek was so kwart in die hospitaal wat ek vir die mense gebid het. Toe draai die pastoor om toe sê jy kan dit nou nie meer handle. So ver wat ek geloop het, het die Here gesond gemaak. Ek het deur die hele hospitaal, daar's die Here wat my hoor, deur die hele hospitaal, almal het gesond geword, opgestaan het hulle binne in sy behalwe een vrou wat mentally was. Ek het nog nie daai tyd geweet hoe hanteer ou daai. Ek het van gebid, maar ek weet nie agterna of sy gesond is. En ook het dit gebeur in alhoewel dit moes 2 hospitale, 'n nuwe en 'n oue. Ja. Toe gaan ek saam met ek en Clarence, ons loop daar in by die hospitaal en yes, ek soek die mense, daar's niemand. Maar die mense is siek en daai plek is donker, nou staatshospitaal donker. Dit is bedrukte atmosfeer en ek soek die mense dat ons kan toestemming vra om te bid. En wenslik kry ek hulle almal sit in die so in 'n eetsaal. Hulle sit en chat, almal van hulle. Niemand werk nie. Hulle sit almal daar en kuier die staf. En ek vra as daar iemand wat my kan toestemming gee dat ek kan bid vir die mense. Hulle sê toe ja. Toe vat die een sustermeisie sê okay, kom ons loop en dan kom by die eerste vrou wat ek kom na. Dis 'n jong meisiekind. Sy lê toe onder komberse. En ek sê vir what's wrong? Sy sê vir my ek het TB. Ek sê do you want to walk and be normal? She said yes. I say are you sure? She said yes. I said rise up and walk. Sy kan nie loop. Die klim sê dit al bedtyd. En sy loop saam met my en ek sê wat, can I give you some water? Sy sê yes. Ek sê vir suster, kan jy vir water gee? Sy sê ons het vir 2 dae nog nie water nie. Ons het nie water nie, ek kan nie vir water gee. Ek sê, hoe kan jy so operatief moes plekke langs aan en hier kom ons water gaan haal. Daai dag vir die hele hospitaal gebid, almal is opgestaan. So 2 keer in my lewe het ek hospitaal weer gemaak. So dis net die begin. Ek dit nie, ek dis wat Ja. Amen. Wow. En dis net die begin. Die miracles is maklik nou. So okay, die volgende. So uit hierdie is wat Kobus nou sê is wat die Heilige Gees maak. Ons kan oorgaan na volgende week toe. Wat op my hart lê is om Genesis, ek wou net gou kyk. Genesis 14. Ek wil 'n bietjie praat oor Melkisedek. Ek het lank terug 'n teaching met Benny Hinn geluister waar hy gepraat het oor al die altare van Abraham, die hele hoeks. Ja. Ek bietjie kyk waar's daai teaching wat ek het hom. Ja, ek het 'n hele ding oor altaar, oor Abraham se altare gedoen. En elke altaar, Hebron, Shechem, Moriah, Bethel, al die altare het 'n spesifieke naam en 'n profetiese betekenis.
as jy in Hebreëus gaan kyk wanneer hy begin het, wanneer hy geëindig het, voltooi dit 'n sirkel, en daai boundaries wat hy gesit het op die altaar, gaan weer terugkom in die millennium, en dit gaan die boundaries wees waarin Israel die groter deel gaan terugkry wat hulle beloof het. So, en daai altare wys net vir jou, dit gaan 5000 jaar wees, daarna, 4000 jaar, dan gaan hulle terugkom na die oorspronklike boundaries van wat God vir hom gegee het en die altaar opgerig het. So, jy kan 'n altaar op jou plaas, op jou plek, jou grondgebied, dis baie belangrik, as jy jou borderlines wil gaan, en jy wil gaan afseël, en jy wil klippe pak, vir interessantheid, ons het, die Anglo-Boereoorlog was hier gewees, en hier's 'n gedenkmuur, wat deurloop deur Helendale, Woodlands, ek weet nie of julle weet, daar's 'n muur wat deurloop, dis die ou plaas wat Pieter Malan, wat hulle gehad het, nou hulle het klippe gepak, kilometers, Jy sien hom daar van die N1 af. ja, dan loop hy oor, hulle daai klippe gepak daar, ver, so, toe gaan vat ek 12 van daai klippe, want dit is ook deel van 'n stem. Toe die Heilige Gees sê vir my, is deel van Suid-Afrika, wat daar gebeur het, en wat presies, hoe die Engelse kom, en kom, net die goud en die silwer, en al die goed net wil kom steel het, en die oorlog het begin, en die vrouwenmonument, en die vrouens het uitgeroep, toe vat ek 12 van daai klippe, en ek het hulle hier kom sit, en ek het 'n altaar hier gebou, voor jy daar instap, met daai selfde klippe. So daar's 'n voice in daai klippe ook, wat uitroep, net om vir julle te sê, stewel van Kyk, sê jy toch, die Wall of China, ja, kilometers, Ja. Ja. en hoog. ja, I mean, karre kan boop om ry, en daai muur, hy kan van spys af gesien word. ja, Hoe, die mense wat Hulle- daai ding moes gebou het, Ons waar verstaan. kry hulle al die materiaal in die goede, hè? kyk so, André, kan ek yes, net so sê, asseblief, dan soek ek 'n skrif, daar in Shechem, daai, wat André nou Sichem, wat ja, tabernakel het vir 400 jaar op daar gestaan. Nou as jy soontoe gaan op 'n toer, dan op die, net in 'n omgewing, as jy dit so berg opgaan, dan is dit die berg waar Abraham, toe die Here hom gevat het, Ja. en gewys het noord, suid, oos, wes, en gesê het, hierdie is die land wat ek vir jou gee. Interessant. Nou daar staan, daar staan 'n boom, nou ek wil my nou nie uitgee, maar ek dink is 'n terpentynboom, maar 'n massive boom, net so een boom. En die berg is dalk so groot soos hierdie hele gebou, plat bo. Dis nie hoog nie, jy ry net maar met 'n kar op en dan kom jy bo. Toevallig sê die woord van hy het onder die boom op die berg staan, en hier sê die boom op die berg. So ou wil vir jouself sê, dit lyk so asof vir daai oorspronklike boom was, hè. Dis aangrypend om daar te staan, en hier is jy onder hierdie boom waar Abraham gestaan het toe die Here met hom. Maar daar het hulle 'n permanente teleskoop opgerig wat so staan. En dan gaan kyk jy deur die teleskoop en doer op een van die ander berge. Nou dis daai twee berge, Ebal ja, van die blessing en die curse. kus, En daar die Here vir Joshua gesê, bou 'n altaar. ja, En daai teleskoop is ingestel op op die altaar, op daar by Ebal, op daai grens, Ja, dan kyk jy so deur, maar sien jy deur so 'n klip gebou. 'n Ja. klip altaar, wat die Ja. windklip is so, is moeilik om daar te kom. So die Ja. ouens kom nie daar om dit af te breek of iets, Ja. lyk my nie. Maar is net so interessant om te dink, daar staan die altaar tot vandag toe nog waar die Here vir, as dit hy is, André, maar Ja. ek wil dink dit is nog dieselfde. nee, verseker. Nou kom ek wys vir julle fisies hoe werk dit. Ek het nog nie in dit gaan inlees en instudeer nie, maar wat ek min of meer weet, uit Afrika uit is baie slawe is uitgevoer weste toe, Amerika toe en na die eilande toe. En dan het hulle daarso deur baie erge persecution gegaan, slawerny, slawehandel en wat alles daarmee gepaard gaan.
En een van daai eilande waar dit gebeur het is Haiti. Julle het al van Haiti of Haiti gehoor. Nou Haiti en die Dominican Republic skei mekaar. Maar Haiti het 'n kurs op as gevolg van die slawerny, maar nie Dominican Republic nie. Maar as jy in geestelike oorlogvoering en intersessie ingaan, dan kan jy, dis hoekom jy op jou plaas of op jou grond of by jou huis jou grondgebied moet skoonmaak. En jy moet dit seël in salf en die bloed van Jesus, of doen jy nagmaal daar, dan vat jy sout. Ek sê hulle die skrifte gee in Jeremiah, dink is 1 vers 10, ons sal nou lees, maar ek wil net vir julle wys, hoe lyk dit as 'n land vervloek is, en hoe lyk dit as 'n land geseën is. Nou, links is Haiti waar die slawerny was, en jy kan dit ligfoto's nou gaan kyk op Google Earth, dan lyk dit so. Die een kant is vervloek, en die ander kant is geseën. Dit lyk soos jou plaas toe daai aand gebrand het en ons gebid het. Die vuur het gekom tot by jou grensdraad in die veld. Ja. Ons het die plaas gesalf die dag. Ja, Die aand, 1 uur, toe slaan die weerlige bierplaas in die brand. ja. Die brand het tot teen ons draad te stop. Stop het, mos dood. Jy sien, in die gees het jy hulle taal autoriteit Ja. gevang. Sê, Ja, so die draad, die grens gelig tot die hoogste hemele en die hekke, amen. en geen wapen gesmeed in daai plek sal vorder in die naam van Jesus. So in Genesis begin hierdie woord, Melkie, Dit is 'n misterieuse karakter, wil ek sê. Niemand wonder oor. Daar's klop dinge. okay. Jy's reg, kom ons kyk gou wat sê die skrif. Teorieë. Ja. Ja, King of Salem. Alright. Melkie, die woord Melkie beteken king. Sadok, righteousness. So is 'n king of righteousness. Zadok, jy kry die Zadok priest, Sadaka is geregtigheid. So, dan sê die skrif, hy is die enigste een wat 'n koning, 'n king and 'n priest is. En dan sê Hebreërs, okay, hy het geen geslagsregister nie, en hy het geen lineage of niks wat jy kan trace nie. Nee. Okay, kom ons kyk na die volgende vraag. As ons sê, iemand is 'n generaal by Tempi, van die weermag. Okay, wat se geslagsregister het 'n generaal? Weet julle? Dis mos hoog geskrywe. Ja, maar het daai generaal 'n pa en 'n ma? Ja. Of het hy net 'n titel? 'n titel beteken enigiemand kan hy pos vul. Stem julle saam met my? Ja. So 'n office, 'n profeet, 'n profetiese office is nie 'n persoon nie, dis die titel. Dis die autoriteit Wat vir hom gegee wat vir hom gegee die is. gawe. Die gawe wat vir jou gegee is. Maar die eerste en die enigste hoëpriester van Melchisedek is Jesus Christus. En hy was dit voor die grondlegging van die aarde. En hy is gebore, maar hy het dit kom terugvat. Want die priesterorde was eers Melchisedek. Nou wie het hierdie eerste priester van, wie het hierdie eerste Melchisedek geword, wil ek amper sê, wat gebore is? Melchisedek. Wie het hom geword? Kom ons kyk, hy was daar, voordat hy aarde toe gekom het. Wie is die eerste mens wat gebore is? Adam. So Adam was die eerste priester van Melchisedek gewees. Jesus was daar, onthou, voor, maar Adam is gebore as hierdie. En dit gaan in Adam se lyne in,
En Noag het 'n seun gehad, Shem. En as jy die boek van Jasher lees wat 'n extra biblical text is, dan sê hulle maar Shem en Abraham het gesit, want Abraham het eintlik disippelskap by Noag en Shem gekry. Dit klink snaaks, maar onthou, hulle het 4, 5, 6, 700 jaar oud geword. Was 6 keer sy oupa grootjie gewees, so oud het hulle geword. En hulle het by hom gesit, en hy het hulle, want hoe het Abraham, hy het gesê, in Genesis 26 sê, aan Abraham, hy sê, hy was obedient to all the laws, commandments, hy het alles uit die woord van God geken, voordat Moses dit neergeskryf het. Want jy sien, toe Adam geskaap is, het God dit gedownload in sy gees, en die woord was in Adam gewees. Want Adam kon nie net geflout het nie, en gemaak het nie, hy het 'n command gekry. Wat was die command wat hy gekry het? Jy mag nie van daai boom eet nie. En hy het dit vir Eva oorgegee. Maar in dit het hulle geleef, want onthou, die belangrikste, hulle het dominion gevat, is vir mankind gegee. So dominion is weggevat by ons, en ons gaan deur hierdie orde, maar Jesus Christus kom herstel het, en wanneer verander hierdie priesterlike orde, dit gaan vir julle sin maak, ons het ek het al vir julle genoem, hierdie priesterlike orde verander van Levi, as julle kyk hierso, die laaste boek, Malachi, Malachi wat beteken Malachi, is messenger, daar sê. Ok. So van Malachi af, daar's iets belangrik, en dis die patterns wat ons moet volg. Malachi to Matthew, sien julle daar. Is al 400 jaar, wat God sê, hy praat nie weer met die profete nie. 400 of 430? Hierdie was 430 is wat hulle in Egipte was, maar toe is dit 430, maar daar's 'n pattern op 400, so die biblical patterns wat julle altyd kan kyk, is cycles van 7, 3 is divine, 7, 12 is governmental, 70 is Sanhedrin is 70 plus 1, 70 is 'n teken, dan die 120 in die boventrek, en dan kry jy die 400. So ek gee net vir julle 'n outline van die patterns. So as daar 70 jaar verby is, dan kom jy uit Babylon uit. As daar 400 jaar verby is, dan kom jy uit Egipte uit. Is 50 ook nie? 50 is Jubilee, 7 7's 49 is Jubilee. So daar's klomp cycles, dis nou net as jy tussen ingaan. Maar net om vir julle te sê, okay, so Suid-Afrika se slawe is meer as 400 jaar nou. So ons het 'n redeeming right vir freedom in die gees. Restoration, ek weet nie of dit vir julle sin maak nie. Met ander woorde, fisiese slawe het oorgegaan. Ja. En ons is slawe in die gees, in Afrika. Afrika is in bondage, jy kan kyk hoe lyk Afrika. Daar's 'n vloek op Afrika gewees. Maar ons het dit release, ons het dit afgesny, nou moet ons oorstap. Ons het 'n wettige reg om terug te roep, nie net Suid-Afrika nie, Afrika. So Afrika is die breadbasket, en dis hoekom jou plaas kan 'n hiding place word, 'n set apart place vir mense wat in die wêreld gebeur. Ons kyk nou gisteraand het Rusland weer vir Oekraïne vorige dag aangeval. Iran se goed is daar. Is alles bo gebeur, gaan hulle een plek toe kom, hulle gaan Afrika toe kom. En wat gaan hulle kom soek? Hulle gaan kos kom soek. Dis die broodmandjie.
So die oomblik is jy in die profete, jy begin, hoekom, wie het nou vir Kobus gesê, alright, begin nou koring plant. Die Heilige Gees het jou op jou hart geprompt. So daar's iets wat moet gebeur, want soveel hektaar koring kan vir soveel mense kos gee. So nou gaan ons terug na Malekai toe, en hy sê in die laaste vers, maar wat 'n priesters is dit? Hy praat met die Lewiete, né? So nou die laaste hoëpriester van, ek gaan nou afsluit, die laaste hoëpriester van die Levitiese orde, ek praat nie van corrupt priesthood wat deur die Fariseërs ingegaan het nie. Die laaste een wat ingegaan het, wat die hoëpriester moes wees, was Zechariah gewees, Zacharia. So dit was Johannes die Doper se pa. So Johannes die Doper word eintlik, hy is in die woestyn, hy is eintlik anointed as die laaste hoëpriester van die Levitiese orde, stem julle saam? As julle kyk na hoe die geslagslyne loop, hier's Malekai, silent years, en daar's 'n hele explanation vir dit. Nou, okay, nou kom Johannes, en hy moet hierdie priesterorde oordra aan die hoëpriester van Melchisedek, vir wie hy dit teruggee. En daar's een plek waar dit kan gebeur, en is by die Jordan, the crossing over, en die plek se naam is Beit Abara, beteken the crossing over, Beit Abara, to cross over. Nou gaan hulle oor, en Jesus kom presies by daai plek, by mekaar, op die regte dag, en hy sê vir Johannes, ek moet deur jou gedoop word. En Johannes sê, nee, ek kan nie. Hy sê, sodat die skrif vervul kan word. Want die priesterorde skuif skuif oor. Die oomblik toe hy die water kom, toe kom hy, dis my geliefde seun, dis bevestiging. Nou is die orde op die hoëpriester, sodat die priesters kan inkom. Want hy was een hoëpriester, maar nou roep hy ons, en dan sluit ek hier af vir oggend, in Revelation 1, dink is 5 or 8, 1 verse, daar's 1 vers 6, and he has made us kings and priests. So jy word 'n koning en 'n priester, terug. Maar, daar's 'n, jy moet dit ontvang, jy moet die office ontvang, van koning en priester. As jy dit lees, gaan jy dit nie kry nie. As jy dit lees en hoor, gaan jy dit nie kry nie. As 'n manier om in te stap, en dit ontvang, en as jy dit ontvang, dan gaan jy dit uitleef. Want jy het 'n priester het 'n sekere duty wat hy kan doen, spiritual, to set in place, en offer unto the Lord. En dan het 'n koning 'n ander autoriteit. So nou gaan ons volgende week kyk na Melchisedek, wanneer jy die twee combine, either met verskillende ouens, jy kan eers in 'n bedien, Kobus kan bedien, maar kom ek wys julle gou wat gebeur. Hy het 'n koning raak gesien, en die ou se naam is Robert, en hy begin met hom 'n pad loop, en die een voorsien, en die ander een doen die offer. Maar as jy die groter prentjie van dit verstaan, met daai ou se oes so groot raak, wat verby sy verstand is eintlik. Want jy combine die priesterlike en die koninklike, en dan breek jy al die laws van die kommers van Mammon wat in jou lewe is. Ja, Robert se journey met my is, ek het hom gecounsel. ja, Hy en sy girlfriend. Toe loop ons huis toe daar in Divine, en dit was voor COVID, en hy sê vir my, ek wil 'n meeting hê met jou, wil koffie gaan drink saam met jou, en ek tog toe, ag nee, hierdie ou, nee, hy wil nou net my, ek weet mos nou die geskiedenis wat hy gedoen het, gemaak het, ek wil nie nou met hom deur mekaar raak nie, call it a day. So, daar gebeur COVID, en na COVID kom hy en hy sê, Kobus, ek wil 'n afspraak met jou asseblief. Ek sê, okay, kry jy by House of Bread. En toe ek dag ons sit by House of Bread, sê my, okay, ek wil vir iets doen, maar jy mag nie nee sê nie. Ek sê, nee, sorry. Ek kan nie daai ene vat nie. Jy moet my sê wat jy gaan doen. En hy sê vir my, okay, maar ek wil jou bless.
Ek sê welkom. Welkom die man. Eintlik hierdie ek. En hy het na my toe gekom en my gesê, hoor so ek wil jou bless. Ja. En hy bless my ook. Jy sien die Heilige Gees het vir hom daai kingly Ja. anointing. Hy is dit, hy weet dit tog nie. Yes. Hy is dit, hy weet dit tog nie. So nou volgende week gaan kyk ons na Melchisedek, wat gebeur? As jy daai verstaan en jy combine daai en jy recognize 'n persoon in die priestly en jy's 'n king en jy begin daar. Jy kan self albei begin vervul, maar dis goed om hulle te sien en die twee offices bymekaar te bring. Ja, en dan gaan lees julle 'n bietjie Haggai, want Haggai kom en hy gaan vertel julle baie mooi, Haggai. Haggai 1. Hy praat hierso. Kyk hier, in 2nd year Darius spoke to the prophet Zerubbabel. Daar's die governor. Sien julle die governor is die governmental, the king of Judah. Zerubbabel, the son of Shealtiel, the governor of Judah. Dit was hy gewees. En dan Joshua, the son of Josedek, the high priest. Nou combine jy daar. Daai twee offices. En ons is in Melchisedek. Ons moet weet, ons is nie ons mindshift moet heeltemal weggaan. Ons is hierso met 'n legal right ambassadeurs. Yes. Delegated power. Ja, en niemand weet. Yes. Ja. From heaven. So dankie Heilige Gees dat U ons lei vanoggend, dat U ons geestelike oë so oopmaak dat ons in daai autoriteit ontvang wat U vir ons vandag gee. Ek bid dat U die saad sal afseël met die bloed van die lam, dat die vyand geen wettige reg het om die saad te kom steel wat gesaai is vanoggend op ons harte nie. Dat U dit sal vasmaak. Ek bid vir 'n muur van vuur om ons en laat ons sien hoe sit ons ek sien reeds hoe sit ons as priesters reeds om hierdie tafel vanoggend. En dankie dat ons weet dat die hemel glimlag oor dit wat vanoggend hier gebeur. Ons seël dit af met die bloed van die lam, Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Thank you so much. Amen. Halleluja. Prys. And more. Halleluja. Ja, die Lord is faithful. Ons kry nooit genoeg nie. Hè? Amen. Ja. Ek is maar net nou 'n bietjie chat. Dis hoe gaan Ja, ek is hier. Klaar is. Ja. Dis reg. Alraai.